Ek gaan nie vra om die woord van die Here oop te maak by 1 Samuel hoofstuk 1. 1 Samuel hoofstuk 1. En ons gaan saam lees daarvan vers 1 tot en met vers 19. Ek gaan vir u voor. 1 Samuel is nou net so voor 2 Samuel, so as jy dalk nie jou. Daar was 'n sekere man uit Ramataim, 'n Sefiet, uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroham, die seun van Elihu, die seun van Tohu, die seun van Sif, 'n Efratiet. En hy het 2 vroue gehad, die naam van die een was Hanna en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinias, priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna liefgehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as hy opgaan in die huis van die Here, so het sy haar geterg dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar: Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet het en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van die diensmaagd aansien en aan my dink en die diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar: Hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê: Nee, my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie die dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê: Gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy: Mag u dienares guns vind in u oë. Die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan by hulle huis in Rama gekom, en Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het aan haar gedink. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat jy net so bly sit, dan buig ons die hoofde en ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil u naam loof, ons wil u naam groot maak. Here, u guns is van ewigheid
tot ewigheid, want U is, o Here, van ewigheid tot ewigheid. En alles wat is, en alles wat was, en alles wat sal wees, o Here, is in U hande vandag. En daarom het ons die voorreg, o Here, daarom het ons die vrymoedigheid om toe te tree tot U troon van genade. O Here, terwyl ons harte so gevul is met dankbaarheid teenoor U, dat U ons gespaar het om in hierdie oomblikke hier by mekaar te kan wees onder die geklank, o Here, van U woord. Dankie dat ons as gemeente kan U naam loof en prys. Here, ons het oor die naweek gehoor van die wat siek geword het. O Here, en ons wil vra dat U vir hulle sal aanraak, Leanke wat in die teater is, vir hom Piet wat siek is, vir Tannie Shamaine, vra Here dat U vir hulle ook sal aanraak in hierdie dag, so ook elke persoon wat ook daar op ons gebedslys is, o Here, raak vir hulle aan. En dat hulle U nabyheid, U genade en U liefde sal ervaar, o Here. Dankie dat ons kan weet dat alles in U hand is. Want ons lees dit uit U woord, ons leer dit, o Here, dat dit van U afkom. Dankie, o Here, dat ons U naam kan loof en prys vir U voorsiening vandag. Here, elke siel wat die tyd uitgekoop het om hier te wees, is 'n loflied tot U, is 'n aanbiddingslied tot U, o Here, en ons vra dat U ook vandag deur U woord met ons elkeen sal spreek. Dankie dat ons voor U mag buig. Ek wil vra, Here, dat U U woord sal gebruik vandag om ons te leer, om ons te onderrig, om ons te lei, o Here, in U waarheid. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil graag vanuit ons geleesde gedeelte vers 19 aan U voorhou. Daar die laaste gedeelte waar ons die woorde lees, en die Here het aan haar gedink. En ek wil graag vanoggend met u praat oor die tema, die vrou aan wie die Here gedink het. Die vrou aan wie die Here gedink het. Nou in hierdie gedeelte maak ons kennis met 'n persoon wat eintlik maar 'n groot rol gespeel het in die vorming van die Israel, die volk se dinastie, want sy was die moeder van Samuel gewees. Maar in hierdie gedeelte lees ons van die stryd waardeur sy gegaan het, omdat sy kinderloos was. En omdat sy kinderloos was, soos dit maar gewerk het in daardie tyd, sou sy vir haar man 'n ander vrou gekry het, sodat daardie vrou vir hom 'n nageslag kon verwek. En dit was hierdie byvrou, die tweede vrou, wat Hanna vreeslik gespot en geterg het. En dit was 'n baie moeilike ondervinding vir haar gewees. En soos dit haar man se gewoonte was om jaarliks op te gaan na Silo toe, om daar te gaan aanbid, en daar te gaan feesvier voor die Here, kon sy nie deelneem nie. Hoe kon sy? Sy was waardeloos. Sy het niks beteken nie, al het haar man haar ondersteun, al het hy haar meer lief gehad, soos die woord vir ons sê, as wat hy sy byvrou lief gehad het. In vers 8 lees ons, en haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek nie vir jou beter as 10 seuns nie? Jy sien, vir Elkana het dit nie saak gemaak dat Hanna nie kon kinders hê nie. Hy het haar lief gehad.
maar sy het op 'n plek in haar lewe gekom waar sy nie meer kon aangaan nie. En sy roep aan tot die Here. Nie omdat sy kwaad was nie, nie omdat sy moedswillig was nie. Sy roep uit die bittere ellende van haar hart, soos ons lees daar in vers 11. Here van die leesgarasie, waar ek die ellende van die diensmaagd aansien en aan my dink en die diensmaagd nie vergeet nie. Dat die Here aan haar sou dink, dat die Here haar nie sou vergeet nie. Jy sien daar in die wêreld by die huis waar hulle gebly het sy nie troos gevind nie. Al het Elkana elke dag vir haar gesê, moenie daar worry nie, dis oukei, dit pla my nie. Het sy nie troos gevind nie. En toe sy hier in die tempel kom en tot die Here bid, toe vind sy ook nie troos. Maar as ons die verhaal lees, dan kom ons agter hoe die Here hierdie bespotting en die getergery wat sy moes deurgegaan het, omgedraai het in seën. Ons sien, want die woord sê so, in vers 19, lees ons, en die Here het aan haar gedink, presies dit wat sy gevra het die Here gedoen. Hy het aan haar gedink, en as jy nou daai stukkie verder lees, dan sal ons nou lees, dat Hanna swanger geword het, en dat sy hierdie gelofte wat sy aan die Here gebring het, dat sy dit geëer het. Jy sien hierdie vrou wat die bespotting van die wêreld moes verdra, hierdie vrou wat veroordeel was, selfs by die tempel, hierdie vrou wat swaar verdrukking gelei het in haar huwelik, in haar geestelike lewe, hierdie vrou sou die moeder van Samuel word. 'n lewe wat 'n bewys sou word en 'n bewys sou wees van vertroue in die Here. Jy weet, ek dink as ek net dink aan dit waardeur mense gaan in die dag en tyd waarin ons leef. Die stryd, die beproewinge, die lyding, wat dit ook al mag wees, ek weet, veral die kinders op skool, as jy weet waardeur hulle gaan, dat iemand vir my sê, hulle gaan nie hulle kinders hoërskool toe stuur nie, want dit is te rof daar op hoërskool, maar dit is die ding waardeur ons kinders en ons mense elke dag gaan, en hoeveel te meer kinders van die Here, wat nog meer moet verduur, omdat hulle kinders van die Here is. Ek glo nie, ek sien nie, wat jy sien nie. En dan daar die verwerping, wat ervaar moet word. Dikwels lei dit daartoe, dat kinders van die Here sê, ek kan nie meer aangaan nie. Ek kan nie meer hierdie pad loop nie. Ek wil weggaan. Kyk hoe gaan dit met die mense wat ongered is. Kyk hoe goed gaan dit met hulle. Kyk hoe gaan dit met hulle finansies. Here, wat doen ek verkeerd? Hoekom kan ek ook nie so geseënd wees nie? Ek kan nie meer aangaan nie. Tot so 'n punt toe, waar Hanna ook gekom het, waar sy voor die Here gebreek het. Dat kinders van die Here dikwels in plaas daarvan om voor die Here te breek, dat hulle sê, nee, ek sien nie meer kans vir hierdie pad met die Here nie, dit is te moeilik om te stap. Dat ek eerder wegbreek en terugval in die wêreld en terugval in die sonde in. Miskien sal ek dan hierdie bespotting en die stryd en die lyding en al die dinge wat met my aan die gang is in die wêreld vryspring daar op skool. Ek wil eerder inpas saam met al die slegte en verkeerde goed, voor ek bespot word, voor ek sleg gesê word, voor ek uitstaan.
Psalm 1 vers 1. Lees ons daai woorde: welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. 3 maal geseën. Welgeluksalig. Daardie persoon wat kies om die weg van die Here te wandel, wat kies om die weg van vrede in die Here Jesus Christus te soek, wat kies om hulle nie te begewe terug in sonde en terug in die wêreld nie, om staande te bly. Johannes 10:28, hoor hierdie kosbare woorde. Net soos daai kosbare woorde wat ons hier aan die einde van vers 19 gelees het, en die Here het aan haar gedink, hoor hierdie ander kosbare woorde wat die Here Jesus sê, Johannes 10:28, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. En liewe kind van God, ons moet dit nooit uit die oog verloor. Die Here is steeds daar. Hy's nie weg nie. Hy's nie elders in die hemel nie. Hy's hier in ons harte. Daarom sal ons vanoggend aan die hand van die skrif met ons tema die vrou aan wie die Here gedink het in 4 gedagtes sien dat daar vir hierdie vrou bespotting en veroordeling was, maar dat sy daaruit geleer het om te bid en om te vertrou. In Openbaring 2 vers 10 lees ons hierdie woorde wat die Here vir sy gemeente gee. Hy sê, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Dis die belofte van die Here. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Die kinders van die Here vandag sal stil raak voor die Here. Sal stil raak en die Here vertrou. Liewe broer en suster, dat hulle sal leer om mekaar se laste te dra, vir mekaar te bid in die gemeente. En vasgesement word, vasgeweld word, as ek daai term kan gebruik. In die Here Jesus Christus, gevestig en gewortel. So sien ons dan in die eerste plek, die vrou aan wie die Here gedink het, was geterg en bespot. Vers 6 het ons gelees, en haar mededingster het haar ook bitterlik geterg, om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. Dit was vir Hanna die moeilikste ding van haar hele lewe, al het sy 'n vermoënde man gehad, al het sy aan niks tekort gehad, wat haar gewone daaglikse lewenswandel aanbetref nie, het sy in een ding tekort gehad. Die Here, hoor nou, het haar moederskoot toegesluit. En dit was vir Hanna 'n bitter, moeilike situasie, en is daai 'n bitter pil om te sluk, nê? Ons ken mos, ons weet wat dit beteken. En Penina, nee, hoor wat noem die Bybel haar. Dit was Hanna se mededingster. Sy het meegeding om aandag by Elkana, om liefde by Elkana. En sy het dit so moeilik as moontlik gemaak vir Hanna.
En Hanna het bitter geword. Weet baie keer wanneer ons mense sien wat swaar kry, mense met wie dit moeilik gaan, dan hoor ons dat mense opmerkings en aanmerkings daaroor maak. En as ons net sien, vriende, as ons net ons oë begin oopmaak, dan gaan ons sien hoe erg die situasie is in die dag en tyd waarin ons leef. Ons hoor dikwels van moeders, nê? Ek het onlangs so 'n berig gelees van 'n ma wat vir 'n week nie geëet het nie, net sodat haar kinders kon kos hê. 'n Hele week. Moeders dikwels as gevolg van omstandighede die bespotting word, die veragting van die wêreld moet dra. Genesis 2 vers 18 lees ons hierdie woorde en dit is my baie kosbaar want dit sê iets van die omstandighede van die wêreld vandag. Sê die Here vir Adam, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nie 'n slaaf nie, nie 'n bediende nie, 'n hulp maak wat by hom pas. Nie sodat die vrou alleen alles moet doen nie, maar om te help. Jy weet, lankal terug, as daar nou so 'n held was in 'n leerafdeling, dan het hierdie held net die beste swaarde en allerhande goed gehad. En daardie held het ook iemand gehad wat sy skild gedraai het. Tot daar waar hy nou uitgedaag is en dan kom hy nou daar en dan het die skilddraer sy skild tot daar vir hom gebring en dan het hy die skild opgeneem. En dit is die bedoeling van die Here in Genesis, 'n skilddraer, 'n helper. Ons hoor so dikwels dan hoor jy van mense wat swaar kry, maar ek het dit nie eens geweet nie. Want mense hou dit maar hier binne en ons verstaan dit. Maar weet jy wat dit veroorsaak, dat die wêreld net harder trap en die duiwel net harder probeer. Harder klap, harder stamp, sodat die mens kan val. Dieper wonde, elke keer. Maar hoor bietjie wat sê die Here. Eksodus 14 vers 14, hy sê die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Die Here sal vir julle stry. Kind van God, moet stil wees. Jy moet in jou geloof sterk staan, want die Here stry vir jou. Die Here stry vir jou. Dus sien ons dan in die tweede punt, die vrou aan wie die Here gedink het, was geoordeel. In Samuel 1:14 lees ons en Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Nou ja, ons het gelees, daar in vers 7, dat dit die gewoonte was van Elkana om jaarliks op te gaan bid. En daardie, ek wil amper sê jaarliks, het Hanna daar in die tempel gestaan en die jaar, die oomblik, die tyd toe dit te veel vir haar raak, staan sy daar in die tempel en sy roep die Here aan in haar hart, terwyl haar lippe skaars beweeg en Eli sit daar en hy kyk en hy sien hierdie vrou staan al 'n lang ruk hier en sy's besig om te bid en wat is aan die gang? Want hy hoor niks nie.
En hy kom tot die gevolgtrekking, sy moet dronk wees. Ek sien daar waar Hanna gedog het en gedink het dat sy veilig sou wees, daar waar sy geweet het die Here hoor haar gebed, daar word sy geoordeel. Daar sê Eli vir haar, sit jou wyn van jou al weg. Ja, vriende, dis die wêreld waarin ons leef vandag. Ek het opgelet by die hoërskole, dit was nie so in ons daar nie, maar ek is ook daarom nou 'n paar jaar terug uit die skool uit. Ek het opgelet by die skole, het hulle so, as iemand jou boelie, dan kan jy nou vir hulle 'n klag teen hulle gaan lê, wat ook al, weet nie heeltemal presies hoe dit werk nie. Maar ons lewe in 'n wêreld waar mense geboelie word. En nie net by die skool nie, en nie net by die werk nie, maar ook en veral in die kerk, veral onder die kinders van die Here, is daar hierdie boelie gedrag. Daardie veroordeling. O, daai een dra te veel make-up en daai een se hoed sit skeef en daai ou se skoene is vuil. En het jy weer gesien wie wat gesê of wie wat gedoen? Jy ooit gedink, en dit het ek geleen, en so 'n bietjie vertaal en bietjie verander, maar het jy al ooit gedink daardie vrou wat dalk 'n bietjie te veel make-up dra, miskien is sy by die huis, word sy mishandel deur haar man of haar kinders. Het jy al ooit daaraan so gedink? Het jy al ooit gedink dat daardie een wat moeg en verslete lyk, dalk meer as een werk het en moet werk, partykeer 3 werke om die pot aan die kook te hou by die huis? Het jy al ooit daaraan so gedink? Het jy al ooit gedink daardie jong mens wat so bietjie weird is, wat so bietjie anderste is, het diep emosionele wonde wat jy nie eers kan dink nie. Daardie een vir wie jy giggel agter jou hand, word reeds geboelie. Het al ooit so daaraan gedink? Daardie emosionele een het dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan. Maar ons veroordeel. Ons wys ons vingers. Ons praat agter ons hande. Matteus 7 vers 1. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Ek onthou baie jare terug, toe ons toe ek as kind net in die EG Kerk gekom het, ons in Ermelo gemeente by Dominee Bil, nie Bilbakie nie, Willie, wat sê van Willie Roo in Ermelo gemeente. Dan kom daai manne van die werk af met hulle werksklere, maar jy kan nie sien waar die hemp ophou of moet begin nie. En jy weet ook van die stof en die grease en alles. En hy het hulle gesê, kom in, kom sit. Dominee, ons wil nie die banke vuil maak nie, die banke kan skoon gemaak word. So kan neig om vinger te wys, maar die Here sê, die maat waarmee jy meet, met daardie selfde maat sal jy gemeet word. Bid vir mekaar, liewe broer en suster, bid vir mekaar en dra mekaar se laste, sodat die wet van Christus, die wet van liefde in die gemeente volbring kan word. Dan sien ons die wending wat plaasvind in die derde plek, want die vrou aan wie die Here gedink het gebid. Dan vers 10, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. In daardie stryd waar sy haarself bevind het, daardie absolute plek van nederigheid, verslaanheid, roep sy tot die Here. Alles
wat sy in haar lewe deurgegaan het hier deur haar kop gemaal. En daar was 'n geprewel op haar lippe gewees wat nie sin gemaak het nie, wat nie woorde was wat verstaanbaar was nie. Maar sy breek voor die Here. Sien daar voor die aangesig van die Here kon sy tot die Here roep. Hy wat haar gemaak het, hy wat haar geskaap het, hy wat haar hart geken het, of voor sy eie hart geken het. My kosbaar, Romeine 8:26, lees ons hierdie treffende woorde, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Nou hoor nou, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Vriende, die kinders van God besit 'n krag wat hulle nog nooit en ooit sal kan uitput nie. Wat die Here vir hulle gegee het, toe hy hulle vervul het met sy Heilige Gees, en dit is die krag van gebed. Om vir mekaar te kan bid, liewe broer en suster. Efesiërs 6:18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. En so kan ek aangaan, Kolossense 1:3, as ons vir julle bid, skryf Paulus, Kolossense 1:9, daarom hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. 4:3, en bid tergelykertyd ook vir ons. En julle daai wisselwerking, ons moet vir mekaar bid. 1 Tessalonisense 5:25, broeders, bid vir ons. 2 Tessalonisense 1:11, daarom bid ons ook altyd vir julle. Wisselwerking, bid vir mekaar. 1 Tessalonisense 5:17, bid sonder ophou. Jy sien, vriende, God wil hoor van die probleme in die gemeente. Dit moenie 'n koffietafel bespreking word nie. Dit moenie 'n geskinder word by die haarkapster soos dit in die ou tyd was. Ek weet of dit nog doen nie. Of daar by die koffiewinkel nie. Bid vir mekaar. Galasiërs 6:2, dra mekaar se laste en vervul so op daardie manier die wet van Christus. Want jy sien, hierdie gemeente en die voorbidding wat ons vra van mekaar is 'n vertrouensgemeenskap. Dis nie bedoel om 'n koffietafel bespreek te word nie. Dis nie bedoel om agterhande bespreek te word en oorgegiggel en gelag te word nie. Dis 'n vertrouensgemeenskap wat nie verbreek mag word nie. Jakobus 5:16, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Dis die krag wat die Here vir sy kinders gegee het toe hy hulle vervul het met die Heilige Gees. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Gebruik daardie krag. Gebruik daardie krag, liewe broer en suster. Die vrou aan wie die Here gedink het in ons laaste gedagte vanoggend, het 'n gelofte gedoen. Vers 11 lees ons daardie gelofte. Sy sê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien, en aan my dink en die diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Nou, ons kan baie dinge miskien inlees in daardie gebed, maar sy maak haar hartsbegeerte aan die Here bekend. Here, as u vir my skoon toe.
'n manlike kind gee. Dan sal ek hom grootmaak as 'n Nasareëner. Hulle wat afgesonder is vir die werk van die Here op daardie stadium. Dit was haar belofte aan die Here. Jy weet baie keer as ons sê ons gaan 'n babietjie doop en dan kom die doopouers hier en hulle bring hulle kind tot doop in baie kerke. Is dan net 2 keer wanneer mense die kerk sien. Die eerste keer kan hulle nie onthou nie omdat hulle word gedoop. En gewoonlik die tweede keer dit nie hulle self is nie. Is dit 'n geliefde by wie se begrafnis hulle is. Maar daar die doopbelofte is nie die kind se belofte nie. Daai doopbelofte is die ouers se belofte. Om vir die Here te sê, Here, hierdie kind wat ek voor hierdie gemeente, hier is my getuies, Here, ek roep die gemeente om as 'n getuie te dien tussen my en U, dat ek hierdie kind gaan grootmaak om U te dien, om U te eer. Ja, broer en suster, as jy daai belofte nie nagekom het, jy gaan voor die Here staan. Jy gaan voor die Here staan. En daarna maak hierdie belofte. En as jy maar verder lees in hierdie gedeelte, dan sien jy die seun het groot geword. En sy het hom gevat. Daar na die tempel toe. En jy kan die geskiedenis van Samuel gaan lees daar verder. Sy het hom gevat. Sy het gedoen wat sy gesê het. Sy sal doen, want die Here het aan haar gedink. Filippense 4:6 lees ons, wees so niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En baie keer is dit 'n baie kontroversiële saak, want dominee, ek het dan gebid vir 'n Ferrari. En ek het nog steeds nie daai Ferrari gekry nie. So wat beteken hierdie teksvers dan nou vir my? Want die Here sê mos daar, maar laat julle begeertes in alles, omtrent alles, al jou begeertes, laat dit met danksegging bekend word by God. Dominee, ek het gesê, Here, ek bid vir daai Ferrari en dankie dat ek hom gaan kry, nê? Het ons dit nie al by in kerke gehoor nie. Net en dank, ek het dit gedoen. Ek het dit gedoen. Hier kom nou die sê die Engels het 'n kikker, né? Die probleem is, hoekom moet ek dit bekend maak by God as hy my hartsbegeertes ken? Want ek ken nie my hartsbegeertes nie. Ek weet nie wat ek regtig nodig het nie. Wanneer ek bid vir daai Ferrari, dan sê my logika met die Heilige Gees nie wat my bystaan met sy onuitspreeklike sigting en sê vir my, "Waar dink jy het 'n bakkie nodig, ou? Hoekom wil jy 'n Ferrari hê? Bid vir 'n bakkie." Prakties. Die Here ken die hart van sy kinders. Die Here weet wat sy kinders wil hê nog lank voor hulle weet, hulle het dit nodig. Die Here ken die diepste wese van sy kinders. Want hy het hulle gemaak. Hy het hulle vervul met sy Heilige Gees. Efesiërs 3:17 lees ons, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is. Dat die kinders van die Here gewortel kan wees, gegrond kan wees, vas kan staan op die ewige rots van die Here Jesus Christus. Hy wat hulle gemaak het, hy wat in hulle harte gewoon kom woon het deur
sy Heilige Gees. Ek sluit af. So het vandag met ons tema, die vrou aan wie die Here gedink het, gesien dat daar te midde van bespotting 'n stille vertrou moet wees in die Here. 'n Stille vertroue dat die Here die stryd stry, aktief, besig, dat daar te midde van oordeel en veroordeel en beoordeling en vingers wat wys, dat daar vir mekaar gebid moet word, mekaar se laste gedra moet word. Daarom moet daar gebed wees. Daarom moet die kinders van die Here daardie goddelike krag wat die Here vir hulle gegee het deur die werking van sy Heilige Gees, daarom moet hulle daardie krag gebruik. En dan sal daar voldoen word aan die geloftes, aan die beloftes wat die kinders van die Here aan die Here maak. Here, as U dit doen, dan sal ek, as U my met dit help, dan sal ek dit doen en dat doen en so maak en so maak. Hoeveel keer het ons dit al gedoen en nog nooit uitgevoer wat ons die Here beloof het? Hoeveel keer het ons dit al gedoen? U weet die Here het vandag met elkeen van u gepraat. Want elkeen van u kan in 'n mate getuig van stryd, van lyding, van swaar kry, wat dit ook al mag wees, getuig van teenkanting. Van u kan dalk vandag getuig en sê, Dominee, ek het al begin twyfel. Ek het al begin wonder of ek nie maar eerder moet wegstap van die Here af nie. Sal dinge nie vir my makliker gaan nie? Sal dinge nie beter wees nie? Maar die Here sê vandag vir u dat daar hoop is. Daar die hoop is Jesus Christus. Daar's vrede. Daar is saligheid en dit is in die Here Jesus Christus. Deuteronomium 31 vers 6. Lees ons: wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Liewe broer en suster, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Die Here is daar. Liewe kind van God, hy's daar. Hy het u nog nooit uit die oog verloor nie. Raak stil. Raak stil voor die Here vandag. Soek sy aangesig in volle vertroue. Broer en suster, bid vir mekaar. Dra mekaar se laste. Dat u gemeente gevestig kan wees as gemeente in die Here Jesus Christus. Sterk sal staan op die ewige rots. Amen. Sit net so dan by ons hier hoofde. Hemelse Vader, o Here, ons dankie vir die kosbare voorreg te weet dat u aan ons gedink het. Here, dat u oë nog nooit van ons gewyk het nie. U wat van ewigheid tot ewigheid is en alles sien en alles ons aanskou. O Here, het nog nooit u oë van ons afgehaal nie. En dankie o Here dat ons kan weet dat ons in u hand is. Dat niks ons uit u hand vandag kan ruk nie, maar o Here, bewaar ons van ons eie harte, bewaar ons van ons eie oordeenking. Dat ons sal vashou, o Here, aan u getrouheid en u goedheid. Here, laat ons harte herlewe word tot verheerliking van u naam.